Geagte volksgenote, die jaar 2024 was nie 'n goeie jaar vir die wêreld en vir ons plaaslike politiek nie. Ons gaan egter in 2025 'n baie styl bulte en uitdagings as 'n boere-Afrikaner volk tegemoet, wat dringend aangespreek moet word. Ons sal onsself as 'n volk moet regryk, en dit is uiters nodig. Ons sal onsself as 'n volk moet herontdek, want daar is verskeie krake in ons volk as gevolg van volksgenote wat, sonder dat hulle dit besef of self met opset tweedrag saai binne in ons volk se geleedere, oor allerlei teorieë waar ons volk vandaan kom. Die tendens het veral na 1994 sy kop uitgesteek, wat in intensiteit toeneem en dit pas ons vyande soos handskoen. Want 'n verdeelde en verwarde volk is maklik om te vernietig. Ons volk, as dit so aangaan, gaan ons nog 'n generasie oorleef nie en stil in die niet verdwyn. Ons was 'n nasie met krediet. Ons het as 'n volk 'n hoogtepunt bereik tydens Dr. Verwoerd se bewind. Die weermag het 'n gevreesde mag geword, wat ons in die grensoorlog goed van hulle taak gekwyt het. Die ekonomie het met rasseskrede gegroei en deur die buiteland beskou word as die sterkste groeiende ekonomie in die wêreld. Dit ten spyte van die feit dat sanksies toegepas was. Ons as 'n volk het as 'n eenheid begin presteer op alle gebiede. Hoekom het dit gebeur? Omdat ons as volk trots was wie ons is, waar ons vandaan kom, en trots was wat ons voorvaders vermag het. Ek wil dit beklemtoon hoekom ons so uiters suksesvol was. Die boere-Afrikaner volk was bekend as 'n gelowige volk en dat ons deur ons hemelse Vader bygestaan is, soos Broedervuur 'n getuienis is van. Maar dit lyk asof ons volk net eenvoudig moedeloos geword het na 1994 en die geldgod begin aanhang het, of eenvoudig die slagoffers geword het van die regering se diskriminerende wette en sodoende werkloos geraak het en sodoende ook moedeloos geraak het. Die wil van selfregering uit hierdie blanke links is net eenvoudig doodgesmoor, soos die Vryfront en die DA net eenvoudig bewys het vir ons. Dit deeglik bewus het dat ons eenvoudig ons oorgee aan die wil van groepe wat geensins ons belang wil of gaan bevorder nie. Ons kan nie afhanklik bly van hierdie regering van nasionale eenheid of selfs net die ANC regering nie. Ons sal ons daaruit moet werk. Ons het ook so in die proses afvallig geword van ons God in 'n groot mate. In die proses het ons mannelinge geword in ons eie land. En dan wonder ons ook nog, hoekom sit ons nou as ballinge in ons eie land? Alles wat ons opgerig het, word eenvoudig afgebreek. En die een sterk ekonomie wat daar was, is omskep in 'n bedelstatus by onder andere China. Swak ekonomiese bemagtiging word ernstig op alle gebiede in ons kele afgedruk. Die Bella-wet is nou deur Ramaphosa geteken en is te volle nou wet en die aanslag op ons kinders is nou in volle swang. Die bestaansreg van ons volk word vernietig, wat duidelik die agenda is van ons vyande. Daar moet ook geen hoop geplaas word op 'n regering van nasionale eenheid nie. Hulle volg maar net die ANC vir 'n plekkie in die kabinet en verder is hulle hopeloos. Hulle bydra tot die boere-Afrikaner se oorlewing is 0. Ons het verval en ons vra hoekom. Ons sien nie die tugtiging van God raak nie, want ons ploeter net voort en staan nie saam teen die onderdrukking nie. Maar sal eerder met mekaar stry oor onbenulligheid
en ons sal selfs verder uit mekaar te laat spat. Ons moet wakker word, want ons vyand is geslepe en gebruik dit teen ons. En dit juist gebruik het om ons ten gronde te laat gaan. Dink bietjie na oor hierdie gestryery, oor en weer, veral op sosiale media. Ons kraak mekaar af en ons bou nie mekaar op nie. En dat ons as 'n volk kan begin saam staan nie. Want ons volk het nodig om saam te staan en by mekaar te wees. En ons kan dit nie eenvoudig bekostig om so aan te gaan nie. Die visie van Volkskrag. Volkskrag het ten doel om ons mense saam te voeg met leiers wat God as sy saligmaker aanvaar en doelgerig werk om ons volk weer onder die heerskappy te sit van God se aangestelde leiers. Die vyand weet wat ons volk bereik het en onder leiding van 'n godvreesende regering. Want die vyand het ons gevrees. Hulle was bang vir ons. En daarom moet ons weer 'n volk word wat ons stempel afdruk in hierdie land. En nie sommer net saam met die stroom loop nie. En sommer net ja en amen sê nie. Ons moet 'n volk wees wat ons standpunte handhaaf en ons standpunte gaan deurdruk wat ons wil hê en wat ons wil doen. Daarom moet ons as 'n volk saam staan en dit is die groot doelwit wat ons moet hê. Saam staan. En Volkskrag, ons kry nou ook ons huis in orde as 'n volk. Volkskrag is ook besig om werkgroepe te vestig om ons volkshuishouding in orde te kry om as 'n volk te kan oorleef. Die groepe is onder andere vir ootmoediging. Daar kan u vir Jan Sleeboes, Dr. Jan Sleeboes nader, dat hy vir u leiding kan gee rondom oor hoe verootmoediging kan geskied binne in 'n volksverband. Want ons volk moet ons verootmoedig weer voor ons God. Die Hemelse Vader verwag het van ons, dat ons as 'n volk moet glo, en nie net as enkelinge nie, en dat ons as 'n volk vir hom sal werk. Ons kan nie bekostig om so aan te gaan en net los en vas, net wanneer dit ons pas, God inroep om te help nie. Die ander saak wat vir ons baie belangrik is selfbeskikking. Selfbeskikking is die enigste instrument wat ons kan gebruik om ons weer vry te kry van hierdie ewel van 'n regering. Alhoewel hulle hom probeer nou nuut maak het met regering van nasionale eenheid. Dit gaan ons niks help nie. Ons moet heeltemal losgemaak word van hierdie ewel van 'n regering. En daarom vra ek 'n beroep op al die groepe wat selfbeskikking voorstaan. Kom sluit aan, word deel van die groep wat saamwerk oor selfbeskikking. Laat ons as 'n span, as 'n volk, sal werk vir selfbeskikking. Nie net enkelinge nie, maar dat ons as 'n volk weer hande sal vat, dat ons weer oor onsself kan regeer. Dan nog 'n baie belangrike saak binne in ons volkshuishouding is volkswelsyn. Ons volk is besig om vernietig te word in plakkerskampe. Daar is honderde plakkerkampe in ons land en daar duisende mense binne in daai plakkerskampe. Ons moet alle organisasies en alle mense wat wil deel wees daarvan, om weer ons volk op te hef na die vlak waar ons was voor 1994.
deur middel van werkskepping. Daarom het ons ook 'n ekonomiese been, wat ons na kyk, hoe kan ons werk skep? As u 'n kundige is in enige van daai gebiede, steek jy hand op en kontak ons. Ons gaan plaas hier onder ons kontakbesonderhede. Daarom mense, ons vra u dringende hulp in die eie omgewing, as daar nie iemand is wat alreeds besig is met 'n aksie nie. Skep 'n aksie. En as daar wel ene is, sluit by hulle aan. Help hulle. Dan kyk ons nou veral die laaste ruk na die baie belangrike deel van ons volkshuishouding, naamlik onderwys. Die regering het met sy aanslag begin teen ons kinders, met die Bella-wet wat hulle nou ook geteken het, Ramaphosa. Daai wet gaan bepaal dat hulle kan sê wat met ons kinders sal gebeur in die skole. Ons sal moet begin om ons eie ding te doen. Daar is instansies wat dit al wel doen, soos die CVO skole, maar selfs die CVO skole moet ook hande uitreik na buite toe, dat ons die CVO skole sterker kan maak. En as daar ander instansies is wat dit ook alreeds doen, maak ook hulle hande sterker. Ons kan nie toelaat dat ons kinders so in die afgrond ingegooi word nie. Want hulle is ons toekoms, om die toekoms van ons volk te verseker. Die regsbank. Daar is reeds 'n aksie aan die gang gesit om ons regsberoep van ons mense op die regte pad te kry. Daar het al 'n paar regsmense bymekaar gekom en hulle gaan in die nuwe jaar voluit begin gaan. Dat ons ook ons regsmense kan help, wat ook deur swart ekonomiese bemagtiging gekniehalter gaan word, of reeds gekniehalter word. Ons moet sorg dat ons regsgedeelte van ons volk reg is, want ons gaan nog baie gevegte veg in die howe, en breër as dit. Veiligheid. Ons moet na ons veiligheid kyk van ons volk, en ons moet seker maak dat ons mense veilig is. Daarom is daar groepe wat wel kyk na veiligheid, en wat aktief is. En dit gaan oor ons veiligheid, dat ons net na ons eie mense kyk, dat hulle veilig kan voel, en weet dat daar is organisasies waarby hulle ook kan aansluit om ons veiligheid te verseker. En kuns en kultuur. Ons kultuur word nie meer so beoefen soos wat dit vroeër jare was nie. Ons moet ook aandag daaraan gee. Daar is wel kultuurliggame, maar wat nie heeltemal regdenkend is volgens ons die norme van die Boer-Afrikaner volk nie. Maar dit sal waardeer word as daar wel kultuurorganisasies bestaan wat ons mense kan help en ons mense kan bystaan om hulle kultuurlewe weer lewendig te hou en te kry. Sal dit baie waardeer word. Nou kom ons by 'n ander been uit. Kommunikasie. Kommunikasie is van uiterste belangrik, dat ons die woord gaan versprei, dat ons volk weer by mekaar gaan kom, en by mekaar gaan wees, en dat ons mekaar gaan ondersteun in op alle gebiede.
dat ons nie enkel lopend is nie, maar dat ons 'n volk is en 'n trotse volk is. 'n Volk wat moet by mekaar staan. En daarom het ons kommunikasie nodig en ons het ook 'n kommunikasiemedium gestig. En dit is Volkskrag Nuus, wat 'n aanlyn koerant is van Volkskrag en wat baie suksesvol is tot op die stadium en taamlik vinnig uitbrei. Maar u kan maak dat hy nog groter word en meer slagkrag kry. Ons glo ook dat ons kan op 'n stadium kom dat ons 'n aanlyn televisiestasie kan vestig. En indien u enige vaardighede het selfs in die rigting, sal ons verwelkom om te hoor van u. Dan die volgende een is finansies. Ons moet ons finansies reg kry binne in die groep en daarom gaan ons binnekort vir u 'n bankrekening beskikbaar stel waar u kan geld inbetaal, want ons moet baie geld gaan spandeer om seker van ons aksies uit te voer, veral op die vlak van volkswelsyn. Landbou. Daar is landbouorganisasies, maar ons as 'n volk moet ook sorg dat ons almal na mekaar kyk in die landbougebied. Volkskrag het ook 'n werksgroep wat dit aanbetref. En ons nooi almal uit om met ons saam te werk, om 'n sterk landbougemeenskap te vestig, wat ook saam met mekaar werk en help en mekaar ondersteun. Dan het ons buitelandse sake. Dit is een been wat ook baie belangrik kan wees binne in ons organisasie vir al 2025. Want buitelandse sake gaan ons in kontak bring met die buiteland. Dat ons vir die buiteland kan sê wat hier in hierdie land aangaan. Nie wat die hoofmedia sê nie, wat ons sê en wat die waarheid is. Ons moet begin om ons vlerke uit te sprei na die buiteland toe. Want indien ons selfbeskikking wil hê, moet ons ook lande hê wat ons gaan erken as ons op daai punt kom. En ek wil u ook net daarop attent maak dat alles wat ons doen ons volgens die wet en volgens internasionale reg. Daar is geen ander agendas nie. En ons wil en ons sal na die hoogste gesag in hierdie wêreld gaan om ons selfbeskikking te kry. Die jeug. Die jeug is 'n baie seerpunt vir ons. Ons moet weer 'n sterk jeugbeweging begin. En daarom doen ek 'n oproep op die jong mense om 'n sterk jeugbeweging aan die gang te sit. En as daar een is wat al reeds aan die gang is, bou hom uit. En laat ons weer daarvan. Want daar is 'n portefeulje van jeug by ons en 'n werksgroep wat daaraan gaan werk. Plaaslike regering. Daar het ons 'n kenner, meneer Jaap Kelder, wat al verskeie hofsaake baklei het, in dorpe waar hulle die dienste oorgeneem het. Ons vra vir u, as u 'n probleem het in u dorp en in u omgewing, vorm 'n forum, dat u self daar kan beskerm teen die plaaslike regering. Daarom ek vra vir u weer, want dit is een van ons boustene ook, dat ons die mense kan laat begin saamwerk.
kuns en kultuur. Keer terug na God. Ons moet ons weer ootmoedig voor God in alle erns. En ons geestelike leiers moet voorloop en dinge reg doen. Dan sal die volk vanself verenig onder God se naam. Asook die leiers wat deur God aangestel is, sal dan weet, God is met hulle in die besluite wat hulle moet neem en die leiding wat hulle moet neem op enige van hierdie gebiede wat ek opgenoem het. Daarom moet ons nou as 'n boerevolk ons huis in orde kry, sodat ons as 'n volk kan red van ondergang en weer die trotse volk word van weleer. En dit kan wees vir die wêreld wys wat 'n stofasie is ons van gemaak. Ons moet weer die gesag afdwing in die wêreld wat ons gehaat het en wat die mense gerespekteer het. Dus ons sal moet besin oor hoe ons volk gaan herstel en ons stempel afdruk hier aan die suidpunt van Afrika. Ons moet net onthou dat God ons sal help as ons geheel en al onderwerp aan sy wil en niks minder nie. Daar bestaan nie iets soos, kan ons nog so bietjie die kat in die boom uitkyk nie. Selfs slegs die volle oorgawe na God toe sal ons volk red. Nou wil ek vir u ten laaste oproep tot eenheid en samewerking. Nou doen ek 'n beroep aan al ons volksgenote en organisasies wat selfbeskikking steun en ons volk se oorlewing wil bewerkstellig. Maak 2025 die jaar wat dit bereik sal word. In geloof dat ons hemelse Vader ons sal bystaan tot aan die einde. Ek wil u groet hiermee en aan u almal 'n geseënde 2025 toewens. En dat u sal gehoor gee aan hierdie oproep van samewerking en eenheid. Ek dank u.